those that are English. Yeah. Baie welkom, very welcome here this morning. Shotron, hierdie ding is size bietjie. That's better. Yeah? Okay, that's better. Yeah, I'm very excited this morning to hear what Marianne is going to share with us. But this morning, when I was spending time with the Lord, I was in 2 Samuel, and it was just wonderful to me. This, I'm going to read it to you now. To me is, when I read it, was immediately felt, this is what Marianne is going to do this morning. And this piece is about King David. And he went through a lot. I don't know how many of you have recently read his story and everything that he went through. But he did go through a lot, and he was anointed as king. And yet the evidence definitely was not there while he was persecuted and even by his own people. And then he hooked up with a bunch of bandits, really. And he went and lived in the enemy territory with the Philistines. Anyway, but after all his victories and everything, he spoke praise to God. And this is what I know Dr. Marianne is going to do this morning. Is she's going to speak of her life and that which God helped her with. But listen what David says. This is 2 Samuel 22 from verse 29. For you are my lamp, O Lord. The Lord shall enlighten my darkness. For by you I can run against a troop. By my God I can leap over a wall. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in him. For who is God except the Lord? And who is a rock except our God? God is my strength and power, and he makes my way perfect. He makes my feet like the feet of a deer, and sets me on my high places. He teaches my hands to make war, so that my arms can bend a bow of bronze. You have also given me the shield of your salvation. Your gentleness has made me great. You enlarged my path under me, so my feet did not slip. En julle sal nou hoor vanoggend as Dr. Marianne vertel, gaan julle hoor al hierdie dinge wat ek nou gelees het, is waarvan sy gaan getuig. Hoe die Here die een was wat haar gehelp het, hoe hy die een was wat vir haar wysheid gegee het. Ja, so ek is opgewonde om te hoor. Baie dankie Dr. Marianne dat jy ons join vanoggend en dat jy jou verhaal met ons gaan kom deel. Kom ons bid gou. Father, I want to praise you this morning for everything that you have done in Dr. Marianne's life, and for her testimony that she can share with us this morning. Because, Lord, this really is your testimony. It's your testimony to us, your children, to say, I am with you, and I am the one that is your rock. I am the one that is your strength. I am the one that will bring light to your path, even when it looks dark. I am the one that prepares you for battle, whether in business or in your personal life. And I am the one that trains you up so that you are strong in every battle that you face. I am the one that gives you victory. We praise your name, Jesus. Yeah, Holy Spirit, you are welcome here this morning to come and speak to every heart, to come and bring your truth to every heart, so that every lie is defeated this morning and that truth prevails. I pray this in Jesus' name. Amen. Ons sit maar die ou dik Bybel daar neer. Los hom maar daar, ja, dankie. Inkas. Hoorie kyk, ek ken nie van praat as ek sit nie. So dis vir my verskriklik moeilik om te bly sit en te praat.
Want al die praatjies en kongresse wat ek in my lewe toegespreek het ek soos 'n paal regop gestaan. So, ek voel maar 'n bietjie afgeplat vanmôre. En dis nie die lappie. Nie dink ek is oud omdat ek 'n lappie op my het nie. Die mense dink ek is 33, maar ek is nie, ek is eintlik 75. Die lappie is dat julle nie my dik bene moet sien. OK. Ek wil net vir julle sê, dis vir my 'n groot voorreg. En dit is vir my 'n nederige voorreg om met julle te kan gesels. Want julle is die ouens wat baie meer weet as ek. Ek kan net vir julle sê dit wat die Here vir my geleer het. In die jare wat ek, 35 jaar, wat ek 'n besigheid gehad het, kan net dit met julle deel. Want daar is soveel dinge van die Here wat uitkom. En ek wil hê, as dit moontlik is, let op die dinge wat die Here geleer het, wat ons kon toepas in die maatskappy. En dis hoekom hy ons gebring het, waar ons vandag is. Ek sal ook dan ook so sê. Goed, ek wil net sê die foundation van enige besigheid, glo ek, moet jou verhouding met die Here wees. Anders weet ek nie, dan is jy baie oulik as jy dit kan maak. Maar vir ons was die foundation, the Lord, and knowing the voice, recognizing the voice of the Lord. So ek sal bietjie op die dinge ingaan, maar die foundation is belangrik, want hoe anders kan jy nou bou? Is my ding reg? OK, want ek het 'n bose stem, ek kan vreeslik ver gaan. OK, die eerste skrif, ek weet nou nie of gaan hy opkom nie, is ons vertrou maar, bid maar in tale, hy kom op. Is 1 Korintiërs 1 vers 27 en 28. Hy kom toe nou op. Jy sien, kyk hoe werk die Here. God has chosen the foolish things of this world to confound the wise, and the weak things to confound the mighty. Nou ja, daar's nog ekstra goetertjies, maar die groot ding is, the Lord has chosen a foolish thing, me, to confound the wise. En daai ding, en ook dan in Johannes 15 vers 5 sê, without Jesus, I can do nothing. En ek wil hê ons moet dit onthou, want dit was vir my die belangrikste. Ek het geweet, dis nie my oulike breingolfies wat die goed uitgedink het nie. I knew it was a foolish thing, and God was doing the rest. Goed, toe ek nou met my projek klaar is, wat ek mee besig was, ek het by 'n instituut gewerk. Ek moet miskien net vir julle die agtergrond gee van hoe ek op hierdie swam afgekom het. Nou, by the way, vir die wat nie Afrikaans verstaan nie, 'n swam is 'n fungi. En gewoonlik dink ouens is 'n bad guy, maar hierdie is 'n good guy. So ek gaan vandag praat oor 'n good guy. Ek het by die instituut, toe ek daar begin het, toe gee hulle my die opdrag. Soek mycorrhiza, deel dit, kyk of dit werk op appels en pere, en ek weet nie wat die hel praat hierdie ouens van nie. Want my agtergrond is nie microbiologie nie. My agtergrond is hortologie en plantfisiologie.
So dis hoe 'n boom te plant, met sy wortels na onder, nie na bo nie, ensovoorts. Jy weet, en hoe sy kop werk. En ek het glad nie swammou goed geken nie. Maar kyk hoe oulik is die Here. Niemand in die land, regtig julle, nie 'n universiteit nie, nie 'n instituut nie, niemand kon my help om te sê, hoe kan ek hierdie dinge in die hande kry nie? Toe kry ek in 'n internasionale artikel, praat oor mycorrhiza en ek dink die prentjie, ekskuus, was hy hier op. Sit bietjie asseblief. Ja, en sy spelling is MYCORRHIZA. Maar vergeet van dit, ek het hom vir Afrikaans. MIKORISA. Dis Afrikaans. Nie die botaniese naam, maar in elk geval, ek kry toe in 'n tydskrif. Hier is oor mycorrhiza. En hulle sê toe, jy kan dit kry by 'n Coleus-plant. Dis 'n Josefsteert. En ek dog, wel, en ek gaan na 'n kwekery toe en ek koop 'n Coleus-plante. Maar let wel, wat ek nie geweet het nie en agterna, lank daarna agtergekom het, die Coleus-plante is geplant in bosgrond wat van George afkom. Was ek by die kwekery langs aan, het ek dit nie gekry nie. So klaar daar, het die Here begin om sy oulikheid uit te bring, deur 'n foolish channel. En goed, toe het ek nou daar uit die goed ook geleer met die tydskrif langs my, die ding lyk so, dis wat ek hier onder die mikroskoop sien, en om so begin uit te haal, in die vermeerdering volgens die artikel als gedoen. En dit werk toe baie mooi, maar in elk geval, toe ek nou sit, en ek sit nou jobless, toe sê ek, Here, nou wat nou? Toe sê die Here vir my, jy sien, nou gaan ons weer met die verhouding, teel mycorrhiza, en ek het so gehoop, hy sê teel enige ding, maar hy sê teel mycorrhiza. Ek sê, Here, nou wat van 'n salaris? Waar gaan ek 'n salaris kry? En die Here sê in Filippense, sê die Here, I will supply your need. Het staan nie, according to your riches in Christ Jesus. Ek dink, okay, Here, dit is vreeslik prakties vir my. En hy sê toe ook in Mattheus, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Nou, okay, hy gee my tips. En toe kom hy en hy gee vir my Exodus 23 vers 20 en 25. En ek het nogal baie aan hierdie vasgeklou. Exodus 23 vers 20 sê, Behold, I will send an angel before you to keep you in the way and to bring you to the place I have prepared for you. Ek sê, nee, Here, dis mos great. Dan gaan die engel voor my uit. Dan al amper begin dink, ek gaan dinge sien. En hy sê in 25 vers 25 sê, and I will bless your bread and your water and take sickness from you. Nou hierdie vers was vir my soos 'n plankie. Nou ek noem dit so, want as 'n skip vergaan, dit was nog in die oertyd, voor die Boereoorlog, toe die skepe nog van hout was. En ek was op so 'n skip en hy het vergaan in die see, en nou gaan ek versuip. En ek gryp 'n plankie vas. Daar dryf mos nou hout. Ek gryp die plankie en ek klou. En ek weet net een ding. Solank ek klou, of ek koud kry, of ek moeg word,
of daar nog storms kom, irrelevant, klou net. En die Here sal wel op 'n stadium gaan hierdie plankie uitspoel op die strand. Nou okay, at least het die logika daar dit dan uitgedink, maar die punt is, ek het hoeveel keer teruggekom na dit toe, as dit sleg gegaan het, waar jy voel, Here, ons kan dit nie maak nie. Dan het ek net weer gesê, ek klou aan die plankie, ander kant uit sal ek kom. Soos een keer op 'n stadium ek het 'n vernoot ingeneem, want ek weet behoorlik van finansies af. En die persoon het vir my gesê, Mariaan, ons sal moet opskop, ons kan nie ander met dit nie. We're going nowhere, en ons maak niks geld nie. En ek het net gesê, al slaan ek die touw by die ou kei, maar aanhou met hierdie ding sal ek. Want die plankie hou ek aan vas. En as jy die plankie wil vergelyk met 'n mossel aan 'n rots, is fyn, is dieselfde beginsel. In elk geval so, dit het nogal 'n hele ruk gevat. Dan kom die ding nou, die eerste punt. Obedience. Jy moet mos nou iets doen. Doen wat jou hand vind om te doen. Jy kan nie net sit en dink iets gaan gebeur nie. Jy moet iets doen. En ek weet nie hoe ek by die boer uitgekom nie, maar die boer daar naby Grabouw het vir my kanne gegee, plastiese kanne. En hy sny hulle ook vir my so ewe netjies oop in die lengte en boorgaatjies, vreeslike vriendelike boer. En ek was ook baie jonger, by the way. En 40 kilogram ligter, so hy was nie te onaardig nie. Al moet ek nou self so sê. Praat nonsens so. Maar in elk geval, ek het toe daai 48 bakke gevat, en ek koop toe met my laaste salaris van die potgrond, wat van George afkom, want ek het dit by daai kwekery gaan koop, want hulle het nou die goud in daai ding in. En ek gooi dit in die bakke, plant Sudan gras, en sit die bakke onder 'n balkon, in die wooneenhede wat ons gebly het. Dit was toevallig 'n double story. En toe die goed nou klaar is, toe is daar 'n ander ou, maar let weer die guns van die Here, die guns, wat vir my sê, hoorie, ek het 4 tonnels hier, en jy kan hulle maar gebruik, jy hoef nie te hier nie, jy kan het verniet gebruik, jy het nog al sy besproeiing en alles, en ek het nog 'n klomp plantsakke ook, jy kan nie goed maar alles kry. En so ek hoef net weer potgrond te koop, dit daarin te sit, Sudan gras te plant, etc. So dit is nou daai, nou so het dit so 'n bietjie aangegaan, maar dit is nou alles goed en wel. Hier het jy nou goed, en maar jy moet dit kan verkoop. Dit help nou nie, dit staan hier in sakke en warra, en jy kan dit nie verkoop nie. Kom 'n boer na my toe, wat ek geleer ken het, met die navorsing, wat ek gedoen het, en hy sê vir my, hoorie, kan jy nie vir my vir 9.000 appelbome en 15.000 citrusbome, mycorrhiza teel. En natuurlik, dadelik sê ek, ja, maar ek nie glo wat ek eintlik voor ja sê. Maar in elk geval, so ek het dit begin doen, en diep water. Verskoning julle. So, toe het ons nou begin beplan om dit vir die ou te kan doen, en intussen gaan ons na 'n groenteboer toe, en ek sê vir hoorie,
kan ons bietjie proefies doen nie met jou? Ons doen 'n bietjie proewe daar en sy sien hoe lyk die goed, want hulle groei almal of hulle gekielie word. En toevallig, hier kom ons weer in, hè? Die Here. Toevallig kom die een boer daaraan, wat hy plant 'n hengselot broccoli. Hy het 'n fabriek wat dit verwerk en dan vries hy dit en dan voer hulle dit uit. En hy wil toe hê daai goed van hom, daai plantjies moet met die mycorrhiza gedoen word. Ons mou nie, ons is gewillig. So daar het ons toe nou in die groentebedryf. Jy het in die vrugtebedryf goed. Ek loop 'n ou raak wat ek by een van die kongresse, want ek het ook met wetenskaplikes aanhou praat, dan sit daar so 400 of 800 voor jou. En ek dink jy sal weet, Caroline Benoude Boude. En want hulle peper vir jou. Jy weet, maar ek hou daarvan want jy die podium, jy weet, so jy kan lekker terugkap. En ek het hom raak geloop en hy sê vir my toe nou maar hoekom kom doen ons nie 'n proef in sitrusdal op die sitrusboontjies nie. Daar groei die sitrusbome asof hulle 'n dubbellaag stikstof kry. En dis weer die Here se vywer. Want ek het nie geweet die goed groei so nie. Maar hy groei. Daai ou boontjies in die plantsakke. Dikker stamme. Jy sien dit met die oog. Hulle het baie vinniger, baie meer blare. Hulle wortelstelsels is out of this world. En natuurlik, die ou is baie gesteld op sy kwekery. En daar het ons toe 'n kliënt wat permanent op 'n gereelde basis vir die sitrus vat. Ons het 'n groenteboer wat gereeld vat vir groente. Nee, nok, hier kom 'n Hollander aan. Hy het hy boer in 'n grabouw, althans vir mense, met krisante. En hy soek 'n meer organiese produk. Nou, meer organies as mycorrhiza kan jy nie kry nie, want hy kom uit die grond uit. En die manier hoe ons hom gedoen het, was raw. En hy begin toe die goed op sy krisante gee, want hy het alwerm. Die goed ruk hande uit, die alwerm, en hy produseer vir hoebes. En daai blomme, jong hierdie mycorrhiza, die Here het 'n oulike ding uitgedink. Hy gee meer blomme, gewoonlik in die ding so 4 stingeltjies aan, die krisant, maar hy het nou 5. En die blomme hou langer. Dink dit was 2 weke langer, as jy dit in water sit. En hy kry minder alwerms. Natuurlik is dit wat die Hollander, hy sê net om daai goed weg te hou, jy weet die alwerms. Maar die mycorrhiza se funksie is, hy skei 'n ding af, wat siektes en peste van die wortels al wegstoot. So hy beskerm die wortels. Kan net miskien dit sê, mycorrhiza gaan binne in die plantwortel. Daar lewe hy, soos ek vir die studente gesê het, met 'n give and take. Jy kan nie net trou en vat nie. Jy moet ook vir jou vrou gee. So as jy vir haar 'n bos blomme gee, en sy wil eintlik chocolates hê, dan sit jy die pot mis. Jy moet sensitief wees vir jou vrou. En hierdie ding is sensitief gewees vir die plant, want afhangende van die behoefte wat die plant het hy vir hom gaan voeding haal. En dan binne in 'n sel, hy kry koolhidrate, wat die plant maak, suikers, koolhidrate, en
want die mycorrhiza groei onder die grond, hy kan nie iets van homself maak nie. En dan gee hy vir die plant die voeding, hy bring water, hy bring voeding. En so daar's 'n pragtige exchange wat plaasvind in die marriage bed. Dan luister al die studente. En hulle onthou symbiose, hoor wat ek hulle vertel. In elk geval so daai Hollander het toe die gebruik, ons sit toe in die blommebedryf, in die groentebedryf, en appels en pere, ouens, boere, wat sê, in die sitrusbedryf. Maar dis nog nie genoeg nie. Nou wil ek net sê, die eerste punt is obedience. Doen wat jou hand vind om te doen. Obedience. Dis hoekom jou fondasie belangrik is. En toe het ons begin, ek ken toe vir Tommy van Sail, die grootste tomatieboer in die suidelike, in Suid-Afrika, party sê suidelike halfrond. Hy's aan Tsenin area, Moketsi. En ek ken hom toe. Nie ons kan maar daar kom proewe doen, vir 3 blerre jaar moes ons gaan proewe doen. Maar op die ou eind toe vat hy dit. En ons het massas en massas van die goed soontoe gestuur, wat hulle in die kwekery toedien. Hulle het naderhand is die kwekery se naam die Stiel, want hulle het hande gevat met die Jode. En massas. Maar jy kan verskil sien tussen wat gekry het en wat nie gekry het nie. En as 'n boer net 'n verskil sien, is enige ding reg. Ons het ook begin om vir die, ja, maar ons het, ek sal nou daarby kom, raad, want ek nou nie meer gevoer raak op my plankie nie. So goed, toe begin ons soek na kweker, na 'n verspreider, want dinge begin, ons moet meer verkoop. Nou gaan ons aan verskillende landboumaatskappye toe. Nie een wil ons help nie. Toe kom ons by een uit wat ons help. En hulle begin toe versprei, en ek moet saam met hulle gaan, ek moet opleiding gee, ek moet met by die werksgroepe, dis sulke groepies boere wat, as gewoonlik so 20, 30, en dan het hulle, 1 keer 'n maand kom hulle by mekaar, en dan is daar iemand wat iets doen, of hulle bespreek die proewe wat hulle gedoen het, en dan word daar gedrink en geëet. Die eet is 'n bietjie agter. En ek het so 14 praatjies 'n jaar gemiddeld gehou. So deur die land getoer met hierdie ouens. En die ouens het my almal leer ken, van watter kant af ook. Goed of sleg maak nou nie eintlik saak nie, maar ek was 'n ordentlike meisie. Want my fondasie, hulle het toe, hulle een agent werk in Europa. En ons word toe genooi om in Europa te gaan praat met ouens. So hier is ons Europa toe. Praat, doen proewe, dieselfde proses, Italië, Duitsland, Holland, Indië. Daar het ek die minister ontmoet, ek was vreeslik belangrik. En die Oejanus was ook in Mauritius. Golfbane in Mauritius. Die ouens sny die gras, spuit hierdie goed op, en groei vir die vale hel daai gras. Toe kom daar
ouens van Amerika, BioWorks, en hulle is by 'n maatskappy, Hygrotek, en die Hygrotek se chief in charge, of was een van die hoë koppe. En ek was saam in die klas. En toe bring hy nou vir die ouens na ons toe. En BioWorks nooi ons toe uit Amerika toe. Nou maar kyk, ek laat my nou nie verbygaan as dit by uitnodigings kom nie. En daar trek ons. Vir 3 jaar saam met hulle gewerk, proewe gedoen in California, veral omdat dit die groentehub is. En ons is Mexico toe saam met hulle, want hulle het 'n agent in Mexico ook gehad. En jy doen proewe so ver, jy gaan 2 keer 'n jaar gaan ons soontoe. Intussen was daar 'n afgetrede, ek moet nou nie sê vleermuis nie, sy oulike oomie. Hy was heeltemal, hy's 'n ingenieur of 'n ding gewees, jy weet, so het niks uit te waai met lewende goed nie. Maar hy het vir ons altyd kom kuier. En dan gee ons vir hom koffie, en baie keer vat ons hom uit vir ete en knyp nou maar die ou geldjie af. Maar hy was 'n Christen. En ons het 'n verhouding begin opbou. Ek praat nou van 'n vriendskapsverhouding. Net in geval hulle die verhouding verkeerd verstaan. En hy besluit toe, want hy en sy vrou toe geskei, en hy besluit toe, hy gaan terug Kanada toe, waar sy kinders is. En toe ons so baie Amerika toe gaan, toe sê hy nou, maar wat is julle probleem? Kom oor Kanada toe. Toe sê ons, gee ons 'n uitnodiging, want ons kan nie, volgens al die reëls en visums, en die Kanadese is baie streng. Uitnodiging, kan Kanada toe kom, Belgium is die maatskappy. En ons begin toe saam met Belgium werk. En hulle doen proewe in 'n glashuis by die universiteit, en hulle begin proewe doen met aardappels, monogaal, en ek het my doktorsgraad op aardappels gekry, maar ek het nooit daaraan gedink om dit uit te toets. Die eiland se naam het ek vergeet, dit is 'n eiland net aan die ooste kant van Amerika, van Kanada. Weet jy, ry so 24 kilometer op die see, so reguit pad. Want dis al wat ek weet, jy weet. Toe ons nou gaan kyk na daai proewe, ek het nog nooit so iets gesien. Dit was absoluut asemrowend. Die hoeveelheid toename in aardappels, die kwaliteit van die aardappels, want as 'n aardappel 'n stamp kry, kan jy maar weet, hy gaan vrot as jy hom stoor. Hy soek nie 'n stamp, veral as dit swak kwaliteit is, want sy selle bars. En ons met hulle begin uitvoer na hulle toe. En ons het begin uitvoer na BioWorks toe in Amerika. En so het ons aangehou. Toe koop 'n internasionale maatskappy die ons plaaslike verspreider oor. Ons moet nou nie eintlik beïndruk daarmee nie, maar die bottom line is, daai selfe internasionale maatskappy begin toe die produk oralheen uitvoer. Op 'n stadium, toe kom hulle en, o God, ek hoop ek het nou alles gesê. Toe kom ons op 'n stadium, toe kom hulle na ons toe. En hulle vra, bietjie water vir jou. Ek erg nie.
hulle vra of ons nie sal belangstel om die maatskappy te verkoop nie. En ons sê nee, maar het ons opgevlieg Johannesburg toe. Ons sê, ons sal julle so oor 'n week laat weet. Hulle weet nie hoe gretig is ons nie, maar, want ons het nie pensioen of iets nie. Ons het nie geweet wat gaan ons doen as ons die dag moet aftree nie. Daar was 'n besigheidsplan, ekskuus. Reg in die begin het iemand vir ons 'n besigheidsplan gegee. Nou, toe die ou sê, julle moet die hele land vol versprei en die wêreld. Toe het ek nou hierdie ou weet niks, ek probeer net 'n koppie tee elke dag gedrink kry. So, ek het dit nie noodwendig kop toe gevat nie. Ons het toe dit teruggegaan en ons sê, nou moet ons eers bid. Want is die Here se maatskappy, ons kan nie net jy of nee nie. En 'n ander beginsel was, ons het altyd die ding gehad, ons moet saamstem. Anders te doen jy dit nie. Dan moet peace, en jy moet peace hê. En toe het die Here vir ons gewys, is reg. Ek meen, toe is ek als tyd, jy weet, het begin tyd word volgens hulle, dat ek moet aftree. En ons verkoop toe die maatskappy aan hulle vir 'n bedrag. Nou, is dit so? Ek meen, waarmee het ek begin? Borrel. So, en dit is nou 'n 35 jaar proses. En toe moet ek nog 5 jaar werk, want ek moet die intellectual properties oordra. Ek moet nou vir die ouens leer, hoe moet hulle dit doen? OK, toe het ek nou nog 5 jaar gelewe. 70 afgetree. En ek het toe hier gekoop, want ek het mos nou baie geld gekry. En so is die maatskappy, maar een van die voorwaardes is ook, ons kry kommissie op die Amerikaanse verkope. So ons kry nou nog gereeld so ou bedrag, jy weet, wat jou laat uiteet van lekker kry. En, maar in elk geval, so, dit is nou die draad van die storie. Dan wil ek net uitlig, nou die Christelike beginsels. Dis korrek, ja. Hy was nou by Nampo. Iemand het my foto's gestuur. Ek wil net so sê, die Here het byvoorbeeld in Psalm 119, ek het dit nie gegee nie, hoor, vers 98, He made me wiser than my enemies. He gave me more understanding than my teachers. Och, en dit het my laat lekker kry. Daai more understanding than my teachers. Want natuurlik, die ouens het gedink ek smal. Hulle het gesê, het sal nooit werk nie. Wat maak jy, Mariaan? Maar gelukkig het die Here my voorkop vreeslik hard gemaak. En so ek het net eenvoudig aangegaan. Nou, OK, die eerste punt was, wat ek wou maak, is obedience. Kom ek gee julle moed, die 10 punte. Ek jok. Kom hier kombers hier met my bene toe. Die volgende punt wat is quiet aan. Want om die fondasie in stand te hou, moet ek quiet aan hou. En ook, dit is waar die downloading kon plaasvind. Nuwe idees,
hoe om kombinasies te kan maak van die produk. Want ons produk was 'n balkie ding van hier oor die 10 kilogram. En die boere wil ligter produkte en veral as ons uitvoer, ligter. En die koringboere soek iets wat hulle om die saad kan plak. En die appelboere wil goed hê wat hulle deur die water moet sit. So jy moet akkommodeer. En ek moet 'n punt bereik waar die Here kan download. So wat het ek ook gedoen in die oggende? Elke oggend. Vroeg opgestaan. Maak koffie, dan bid ek in tale. Of jy nou daarin glo of nie, dit het nou vir my gewerk. En dan lig ek die maatskappy na die Here toe op. En ek sê, Here, U wil. Ek bid U wil. En in my eie lewe ook, ek bid U wil. Dan het ek gaan Bybel lees en gebid. En op 'n stadium is dit net altyd, Here, gee my. O, Here, wat gaan ons doen? Ons het nie geld om die ding te betaal nie. Here, die moeilikheid. En toe die Here vir my begin leer, nee. Prys my, worship my, ek weet van die probleem. Jy kan dit vir my noem, maar moenie die hele liewe tyd daaroor praat nie. Ek het jou nodig. Worship my. I'm in control. Want onthou, die Here is jou medewerker. En as die Here in jou die medewerker is, het hy jou aan die hand beet. Hy rig jou voetstappe. En hy is besig om my te vat na die plek toe waar hy my wil hê. En ook het hy vir my hier begin sê, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Hy het begin, ek hoef nie te geveg het nie. Jy kan net jouself delight. En ook die ding wat vir my baie belangrik was to learn to hear the voice of God and to practice it. Hoekom? Die downloading. Want dan sê die Here vir my, sit trichoderma in jou produk. Nou kyk, daar sit Carol, sy is 'n microbioloog. Jy kan nie trichoderma sommer net insit by goed nie. Trichoderma is 'n tipe swam, sy job is, vreet die ander op. En hy moes nou joune opvreet, en dit het die wetenskaplikes vir my gesê. Wat als weet van trichoderma af. Ek weet nie veel nie, ek het net geweet wat ek gesien het in die natuur, in die literatuur. Maar ek gooi toe trichoderma by. Wat gebeur? Die twee vat hande. Wonderlike uitslag. Die produkte, enige mycorrhiza produk in die wêreld kom nie by dit nie. Hoekom? Daar's iets, hulle vat hande. Die een veg, laat dit vrek buite kan die wortelstelsel om al wat vuil goed is, bad guy is weg te hou. En die ander een gee groeihormone, voed die plant, maak die plant sterk. En so die twee het absoluut mekaar aangevul, teenstrydig met wat die wetenskap sê. Op 'n later stadium toe het die Here ook die dinge my gedrap, nou maar sit Rhizobium by, is 'n stikstof binne 'n bakterie, hy gee sulke knoppietjies op die wortels, soos vir peanuts en boontjies en daai tipe van goed, sulke knoppietjies. Daar werk jy goed van die saligheid saam. Jy kan dit, hulle staan
uit bo die ander plante. Hoekom? Want die stikstof binne in die plante wat die knoppietjies maak, release stikstof in die grond. En die mycorrhiza release fosfaat vir daai plant. Dan het hy fosfaat, want elke plant het fosfaat nodig om te lewe. So die een release die een, en die ander een release die ander ding, so hulle, die een kry in die hande wat die ander een nie kan kry. Is eintlik soos wat die kerk moet werk. Vat my hande, 'n bietjie hier en 'n bietjie daar, en ons loop almal mooi saam. So, dit is hoe die Here daai, maar quiet time was geweldig belangrik. En dan ook, ons het niks geweet van die masjiene. Daar bestaan nie sulke masjiene nie, om die goed te kan oes nie, om die goed te kan uitspoel of iets nie. Daar is nie sulke masjiene in die land nie, en ek kan nie 'n plek omruil nie. Toe die vernoot wat ek het, sy het saam met 'n ingenieur gewerk. Hulle ontwerp toe masjiene om hierdie ding te kan uitwas in die verskillende sibbe en sifgroottes, etc. om die ding te kan oes op groot skaal. Want toe sit ons met groot skaal. Wie pas uit Shane? Maar in elk geval, so, ons moet op groot skaal en ons moet uitvoer. Die Here het ook vir ons gewys op wat kan ons dit sit. Want nou, jy kan nie goed sien nie, behalwe onder 'n mikroskoop. Nou, op wat sit jy dit? En die Here het vir ons zeolite. Is 'n baie ligte, witterige poeier, is amper soos baba poeier. En daai zeolite, hy los nie op in water nie, maar hy kom in suspensie. En dit is, suspensie is hy wat sal ek sê, hy dryf nie bo nie, hy is so tussenin, maar hy is nie heel opgelos nie. So suiker los heel op. En daai goed kon die ouens toe deur die besproeiing sit. En dit het vir hulle so drome gewerk, die golfbane, soos drome gewerk. En die saadouens, hier by Caledon, dan werk ek saam met daai ouens, dan gooi hulle, want jy kan nie enige gif, daar's sekere ou gifietjies, wat jy saam met die goed kan gebruik, maar jy kan nie enige ding ingooi nie. Hy trek sy neus op en vrek. So hulle het 'n gif wat hulle by die saad, as hulle dit skoon maak, gooi, en ons het dit uitgetoets, en dit doen niks aan die mycorrhiza nie. Weer die Here, laat jy nie die regte goed wat hulle toe gebruik. Ons gooi dit daarby, pragtig gemeng, en dan dien jy dit toe op die saad, en as dit by die boer kom, hy betaal 'n bietjie ietsie ekstra vir die koöperasie, dan is dit klaar toegedien. En dit het veroorsaak dat hoër koringopbrengste is uit 'n beter graad, en die tipe van ding, my werk nie op canola nie. As my nou nie dink jy gaan dadelik invaar met jou canola blommetjies, nou jy gaan nie werk daar. Hy werk op feitelik alle plante, maar daar is seker goed wat hy nie werk op nie. Goed, dit was nou die quiet time. Dan die derde punt is confession. Ons het daagliks sit 'n papiere gehad, en die versies wat die Here gegee het ons confess. Soos byvoorbeeld Deuteronomium 28 vers 8 rond. Ek hoop is dit. Watter een is dit? O, vers 2.
Yeah. And all these blessings shall come on thee, overtake you, and shall, if you shall listen to the voice of the Lord God, blessed shall you be when you come in and when you go out. The Lord, ek skryf eerlik. The Lord will command a blessing on you. And all that you do, and all that you put your hand to, and He will bless you in the land where the Lord will give you. En dit het my herinner aan dat He brings you to daai plek waar Hy vir my heen wil vat. So die punt vir my was, die Here het command a blessing. Hoe oulik is dit nie? Hy commands it. Dis nie maybe nie toevallig nie, He commands a blessing. En daar sulke goed ook, soos Josua 1 vers 8, die laaste sin, as ou Josua nou luister en doen wat die Here sê, the Lord will make His way prosperous, and you shall have good success. So daai diep van goed het ons kan ves. Dit is goed wat vir ons bedoel is. Ons het ook hy het gesê daarso in Deuteronomium is vol van al hierdie goed. You'll be the head and not the tail. You'll be above only and not beneath. So, mooi ringtone wat daai ou het. Ons het die ook daai aanvanklike skrifte wat die Here gegee het van toe ek gevra het nou wat van 'n salaris, and seek ye first the kingdom of God. Ons het die goed vir die Here voor hom gehou en gesê, het hierdie dinge gesê. So, funa male wena. Nee, ek het nou so onrespectvol van die Here gepraat nie, man. Ja. Ek wil net sê, as dit kom by confessions, 'n belangrike ding, bly weg van mense af, wat nie kan goed praat. Moenie jou vriendekring, moenie die moungatte wees, en net praat van, jou goed is 'n flop, en ja, you're going nowhere, jy weet. En ek het genoeg mense gehad, wat vir my gesê het, jou goed gaan nie werk. Gelukkig, soos ek sê, was ek te dom gewees om te weet, hulle praat die waarheid, maar hulle het nie die Here geken nie. So, en ons het sulke goed ook verklaar. As Romeine 4 vers 17, ek het nie vir jou gegee nie, vriend, all those things that are not as though they were. Dit nog nie, die Here dit kan doen, en ek het ook doen. En ek het in die tonnels geloop, dan verklaar ek. Mykorrhiza, julle sal groei, julle sal spore maak, daai eerste prentjie, ek wou nog sê, daai eerste prentjie, die donker bolletjies is die spore. Dis agter dit wat ons aan is. En hoe meer daar is, hoe hoër is ons opbrengs en hoe meer pakkies kan ons verkoop. En dan sal ek ook sê, we do not look unto things that are seen, but the unseen. So, ek het verklarings gemaak en amper kan jy sê, geprofeteer oor hierdie goed. Nou loop jy, die tonnel is langer as hierdie gebou. En ons het daarvan, ek weet nie, 6 of iets gehad, dan loop jy op en af. En jy maak verklarings, die goeds in kratte geplant. En jy vertel hulle wat hulle moet doen. Ek
ek spot nou net, maar noem dit net. So die confession is baie belangrik. Praat in jou lewe in. Sê, my besigheid sal voorspoedig wees. Dit sal goed gaan met my besigheid. En as jy Bybelversies kry in hierdie rigting, gryp dit aan, sit dit op papier en verklaar dit daagliks. Nie 1 of 2 keer nie, daagliks, consistently. Dis hoekom my huis se naam Vasbyt is. Want ek moes vasbyt in bitter bad days en in bitter goeie dae. Maar consistency is belangrik. Volgende puntjie is 10de. Honor God with your tithe. Jy kan maar opsit. Sy klaar, hy is op. With your substance. Bring all your substance into the storehouses of the Lord. En hy sal jou breed en jou hoete bless. Ek is so besig om hier uit my kop uit verder te gaan daar, so ek kan ons nou nie sien daar. Maar in elk geval, ja, if you bring your substance into the storehouse, all of it, the Lord will bless it. Nou wil ek net hier sê, 'n ou nie verward raak. Hel, ek kry al klaar brood swaar, nou moet ek nog 'n 10de afkap nie. Ons het 'n baie klein presentasie vir die Here gegee. Maar ons het dit gevat en gesê, Lord, we honor you. U weet waar ons staan finansiëel, but this is it, we have in our hands. We honor you with it. We lift it up to you to bless, just to acknowledge that you are part of this company. En niemand weet nie, maar Maleagi 3 vers 10 tot 12. Hy slat vir jou plat. Wat staan daar? En vir al die roem en naf het ek natuurlik raak gesien. Maar die Here ken ook 'n ou se hart, jy weet, so 10de is ook belangrik. Dit was vir my 'n lewensbelangrik. Ek het gesê dit moet gebeur. En ons het daai 10de gegee vir 'n professor wat gehelp het met die trichoderma. Want van trichoderma het ek boggerol geweet. En jy groei hom op 'n petriebakkie en hy het met 'n groei medium wat skoon, alles is so suiwer skoon, jy kan nie asemhaal. Terwyl mycorrhiza was grond in 'n bak en jy sit hom in 'n ton op, is die teenoorgestelde. So, ons het vir Prof. Barbara van Wegmar, het ons, kom ek sê, so raps gegee. Maar ons het dit elke keer eers na die Here toe gevat and honored God. En ek glo persoonlik, dit is crucial. Wat jy in jou persoonlike lewe doen, is jou saak. Maar wat in die maatskappy, iewers kan jy iets afknyp, as jy dan dit so wil stel. 'n baie gevaarlike ding. Pride. Deuteronomium 8 vers 10 tot 13, asseblief. Anita, lees weer vir my daar asseblief.
Okay, gaan vir my dan aan met okay, en kyk, die groot ding is, dit gaan ons nou goed. En toe hulle in die land ingeneem het van melk en heuning, toe is daar huise en goed en hulle wingerde en wat hulle nie gewerk het nie, voor nie, etc. Toe sê die Here, pas op. Don't be careful that your heart not be lifted up and you think, I have achieved this. In Proverbs 16 verse 18, is dit wat dit sê? Ja, maar veral in Deuteronomium sê hy, dis waar dit, ja, besop dat jy nie met begin dink jy, dis great nie, dis ek nie. Ek het dit ge-achieve nie. En kyk net hier, groei hierdie dinge in. Dinge word groter in. Die geld rol in en dit is ek. Ek sien jy nie. En die Here sien wat in jou hart aangaan. En soos Proverbs sê, pride comes before a fall. En net sodra jy dink jy's oulik, dan lê jy in die modder met jou tande uit. So pas op vir pride, hoor, want hy bekruip 'n ou. Jy kom dit nie agter nie. Nou, want jy is te woelig in die lewe, jy kom dit nie agter nie. En dan is dit ook, soos ek gesê het, jy moet peace probeer vir besluite, that you've got peace, agree, dat die ouens wat betrokke is in die maatskappy, they must agree. Die chiefs in charge wat nou die besluite neem natuurlik. Ek kan dit sê, toe ons die fabriek gebou het ons in die fondasie 'n kruis gelê, 'n houtkruis. Die fabriek aan die Here opgedra, almal van ons, die werkers ingesluit. Of hulle geweet het wat gaan aan of nie, is irrelevant, maar hulle het dan nie gedans en geskree rondom die fabriek nie, maar ons het dit aan die Here opgedra. Ons het ook dikwels saam gebid en Bybel gelees. Met die werkers by. En ek het baie keer, dan sit ek by die hek. Dan kyk ek so, dan sê ek, look what God has done. Not what I've done. What God has done. En dit is regtig so. En moenie in die maatskappy gaan stryf, optel en beklei nie. Dit gaan 'n struikelblok wees, jy kan die stem van die Here hoor nie. Een ander ding is ook besop vir mammon. Om te begin, jy begin so floreer, jy begin die geld nastreef. En meer. Dis fyn, omdat dit voorspoedig gaan en jy kry meer en meer. Maar moenie dit begin nastreef nie. Dat dit jou goal raak nie. Want dit is waar die danger kom. En ietsie wat niemand wil hoor nie. Ons het niks skuld gemaak. Ons het 'n derde vennoot ingeneem wat 'n bietjie geld gehad het.
En dan het ons gemaak soos hierso. Hier by die koringboere en goed, as hy 'n bestelling insit, dan moet hy nou maar 80% van die geld op neersit. Want ons nie geld om die roumateriaal te koop nie. So, en dit het great gewerk, want dit werk hier goed, so hulle was seker al klaar gebereid was. En dit het gewerk, ons het dit so gedoen, dat ons nie hoef bank toe te gaan en die geld te leen nie. Want as jy gaan geld leen, dis dangerous, want as iets nie betaal nie, as mense nie hulle rekening betaal nie, dan sit jy met jou voet in 'n gat. Sal dit maar by die voet hou. OK, so ek is amper klaar, wees nie bevrees nie. Ek blaai heen en weer, want ek het nou maar so die mekaar gewerk. Ek kan amper sê my laaste punt. Kyk na jou werkers. Mense is geneig om te vergeet. Sorg dat hulle pensioen kry. Sorg dat hulle medies het. Sorg vir hulle. Ons het nie as 'n ou by ons, wie weet, dit is 40 jaar terug. Dit was reg voor die Boereoorlog. Die ouens as hulle na jou toe gekom het en gesê het, hulle het tandpyn, het ons hulle na ons eie tandarts toe gevat. As hulle enige ander pyn het ons nie gesê, daar is die staatshospitaal nie, gaan sit in die ry nie. Ons het na ons dokters toe gevat. OK, as nou by operasie kom as 'n ander saak, maar die punt is, wees sensitief en kyk na hulle. Dis nie te sê, hulle gaan getrou bly aan jou nie, maar wees jy maar getrou, want jy is verantwoordelik teenoor die Here wat hulle betref. En die Here sê, pas op om die poot te suppres. Proverbs. Galasiërs 3 vers 20 en 21, ek dink dit is die laaste vers. Het ek dit vir jou gegee? OK. Now unto him that is able to do exceedingly abundantly. Is dit Efesiërs? OK, nou maar goed, sorry. Above all that we ask or think, according to the power that works in us, unto him be glory in the church. So, wat great is daar, exceedingly, abundantly. En dis wat die besigheidsbeplanner gesê, check, jy weet die hele land en oorsee, ek sê, ag, asseblief, ek kan net 'n koppie tee kan eet, drink. Maar kyk waarheen vat hy ou. Exceedingly abundantly. Ek kon dit nie uitdink nie, julle, ek kon dit nie uitdink waarheen die Here op pad is. En daarom kan ek letterlik sê, hier tot almal se verligting aan die einde. My life today is the product of yesterday's sowing and confessions. So, en om te klou aan die Here, my plankie, sy naam is Jesus Christus. Baie dankie. Baie dankie. Dankie Mariaan. Ek persoonlik is baie bemoedig. Yeah, I am very encouraged by your word. And there was a lot of wisdom.
one of the things that really stood out to me was right in the beginning, where you're talking about your plankie. And it made me think of Isaiah 55, where God says, because I saw this shipwreck, en die plankie, hoe ek die plankie gesien het, was God se woord. Al die beloftes wat hy vir jou gegee het, was soos plankies waaraan jy kon vashou en wat sou dryf. En toe sê hy iets, en toe op een of ander stadium spoel dit uit op die strand. Op een of ander stadium word dit waar. En toe dink ek aan Isaiah 55 verse 11 that says, "So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish that with what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it." En so was al die beloftes wat die Here vir jou gegee het, dit het accomplish and it did prosper in that which God sent it to do. Ja, ek sê vir jou baie dankie. Ek dink ons almal kan vir haar 'n lekker handeklap gee. Okay, julle. Ja, as enige van julle enige vrae het, is nou 'n goeie tyd oor mykorrhiza of dergelike dinge. Net 'n klein vraagie. Moenie nou 'n moeilike vraag van my vra. O, net 'n klein vraag, nie moeilike vrae nie. O, waar kan jy dit koop? By Plant Health, AECI Plant Health, daar is 'n kantoor in Napier en naby daai moesebroodstorie. Ja. Ja, so dit is en jy kan ook Google as jy wil. Dit is hoofletter AECI Plant Health. Die produk se naam BioCult. Nie cult van 'n cultkerk nie, dis cult vir cultivated. So dis BIOCULT. Dankie Mariaan. En dan Ja. Stinne, is 'n klein pakkie, poeiervorm, jy los hom in water op en jy kan hom met 'n gieter doen. Ekskuus. Nou mag ek druk. Ja, dan wil ek julle uitnooi, as hier enige van julle is wat in besigheid is of nie in besigheid is nie, wat gebed nodig het, is julle welkom om nou na die tyd net vorentoe te kom. Ja, en dat ons saam met julle glo vir iets. As jy een van julle is wat voel, julle loop nog nie die pad saam met die Here wat Mariaan doen nie, is julle ook welkom om vorentoe te kom. Vandag is die dag. Vandag is die dag wat jy jou hand kan uitreik en die Here se hand kan vat. As jy dit nog nie gedoen het nie. Weet dat hy wag vir jou om jou hand te vat. Ja, ek sê vir julle almal baie dankie. Julle is welkom om nog bietjie te kuier en nog bietjie met mekaar te gesels, bietjie te netwerk. Ja, ons sien julle weer volgende maand. Dankie Anita. Waarom is die ding